gaan nou kyk na Bybelse olies as 'n alternatief en wat is Bybelse olies en watter kan ek gebruik? So die verskaffer wat ons gebruik maak 'n mengsel van 3% van die Bybelse olie met olyfolie. Die olyfolie is dan die carrier olie wat dit vir jou liggaam beskikbaar maak om te absorbeer en op te neem en te versprei in jou liggaam vir wat ook al mediese kondisie jy dit wil gebruik. En daar is 'n paar produkte wat ons gebruik. Ons gebruik die mirre en frankincense resin. Nou dis half soos 'n gommetjie tipe wat 'n mens kan gebruik. Hoe ons dit gebruik tans is ons vat omtrent so sentimeter grootte en los dit op in warm water. Die mirre en die frankincense is baie goed vir bloeddrukbeheer, skildklier, diabetes, daai tipe van goetertjies. En dan is dit ook 'n baie goeie een wat ons agtergekom het vir ons tieners vir hulle velle, vir akne, ekseem en daai tipe van goed. Ons het 'n baie goeie en positiewe ervaring met die mirre en frankincense resin in terme van hoe hulle velle lyk. So dit is nogal goed vir iemand wat sukkel met akne. Die mirre en frankincense olie kan 'n mens ook gebruik. Ons meng dit in 'n roompie in vir hulle gesigte. Jy kan dit ook net so op die akne smeer. Wat ons daar doen is ons gebruik kasterolie gemeng met die Bybelse olies en ons smeer dit dan op die gesiggies en dit werk nogals lekker. Cedarwoodolie en cassiaolie is vir jou bloeddruktoestande, cholesteroltoestande ensovoorts en die cinnamon-olie natuurlik vir diabetes en stabiele bloedsuiker. So daai is die produkte wat ons tans gebruik met baie groot sukses. Maar ek sê weer en ek kan dit nie genoeg benadruk nie, onthou om met jou dokter hieroor te gesels voordat jy dit net begin gebruik, dat hulle jou kan monitor terwyl ons nog die kans het om dit te kan doen. Moenie net oorskakel na hierdie goeters willy-nilly en dink jy kan net aangaan nie. Maak seker om jou goedjies te laat toets en te laat monitor en of dit vir jou werk of nie. Onthou, die Bybelse olies mag ons dalk nie in 'n noodsituasie of ons trekkingssituasie kan kry nie. Dan is dit dalk makliker om te kyk na krye alternatiewe, want dis iets wat ons weer kan plant en verbou en weer aan die gang kry as 'n mens in so 'n situasie is waar daar totale verval is en ons nie meer hierdie produkte kan kry nie. Of jy moet nou al hierdie middele toets sodat jy genoeg kan voorberei vir wanneer ons in so 'n situasie is. Dit is net makliker. Ons praat nou al oor voorbereiding vir 'n lang rukkie en ons weet nou al almal, as jy nie nou die werk insit om voor te berei nie, gaan jy nie voorbereid genoeg wees in so 'n situasie nie. Weereens kan julle vir my of 'n HR kontak om te hoor watter verskaffer ons gebruik. Ons noem dit nie in hierdie video's nie, omdat dit nie advertensie is vir hierdie mense nie, maar ons deel dit graag privaat met enige iemand wat vir ons vra en ons sal julle die nodige kontakbesonderhede ensovoorts gee. Lekker dag julle.